In die nuus vanaand, duisende dakloos na ergste brand in informele nedersetting in Kaapstad in 40 jaar. En 2025 matriekleerlinge gevra om kalm te wees voor die uitslae môre en Dinsdag bekend gemaak word. Goeienaand en welkom by die Afrikaanse nuusbulletin. Uiterste weersomstandighede in Limpopo en in Mpumalanga het gelei tot die sluiting van die Pafuri en die Giriondo grensposte in die Kruger Nasionale Park. Reisigers wat die grensposte tussen Suid-Afrika en Mosambiek gebruik, is gevra om hulle reisplanne te verander. Groot gebiede van die Kruger Nasionale Park is oorstroom en 'n vlak 6 weerwaarskuwing is uitgereik vir stortreën wat oorstromings kan veroorsaak. Verskeie riviere soos die Krokodil en die De La Porte riviere is in vloed en die vlakke van die Sabi rivier tussen die Setara, Laar Sabi en die Skukuza ruskampe is vinnig besig om te styg. Intussen sê die Mpumalanga Departement van Samewerkende Regering dat minstens 10 mense reeds dood is en reuse skade aan infrastruktuur in die provinsie aangerig is na stortreën in verskeie gebiede sedert die einde van verlede maand uitgesak het. Paaie is onbegaanbaar en huise is oorstroom. Inwoners is gemaan om binnenshuis te bly en nie riviere te probeer oorsteek nie. Inwoners in 'n informele nedersetting in Denoon in Kaapstad het begin om hulle huise te herbou nadat meer as 3000 inwoners alles verloor het in 'n reusebrand wat gister uitgebreek het. Volgens die noodleningsorganisasie Gift of the Givers is dit die grootste brand in 'n informele nedersetting sedert 2013, toe meer as 4000 plakkerskaphutte in Khayelitsha deur vlamme verswelg is. Meer as 1000 strukture is in die jongste brand verwoes. Intussen is al 3 brande wat in die Kuga munisipaliteit in die Oos-Kaap gewoed het, grootliks onder bedwang gebring. In die Kaapse Wynland distriksmunisipaliteit in die Wes-Kaap het brandbestryders deur die nag gesukkel om 'n brand in Wemmershoek by Franschhoek te blus. Die brand wat in die Langruggebied ontstaan het, word sedert verlede Woensdag buite beheer. Volgens owerhede het die brand vinnig van die berg af na plase in die omgewing versprei. Een struktuur as ook 'n trekker is vernietig, terwyl nog 'n struktuur beskadig is. Firefighting efforts, including aerial resources, focused primarily on structure protection. The fire later shifted back towards the R45, where recognized firefighting techniques, including backburns, were implemented. Unfortunately, the fire claimed one structure, damaged another, and destroyed a tractor. No injuries have been reported. A reconnaissance flight will be conducted this morning to assess the full extent of the fire following last night's activity. The assessment will inform the operational plan for the day as active firefighting and mitigation efforts continue. Brandweerdienste van die Oos-Kaap is ontplooi om opvlammings op die N2 agter Humansdorp te blus. Helikopters is by Oesterbaai ontplooi om te keer dat brande weer uitbreek. Sterk wind word ook vir môre in die gebied voorspel. In die Nelson Mandela Bay Metro is opvlammings in die Wedgwood golflandgoed en op die N2 windplaas aangemeld. Inwoners word gemaan om waaksaam te wees en die gebiede te vermy. 2025 matrieks word aangemoedig om nie toe te gee aan angs en depressie voor die aankondiging van die matriekuitslae oor die volgende 2 dae nie. Die SA Depressie en Angsgroep vra ouers en versorgers om matriekse verwagtinge te temper en nie bykomende druk op hulle te plaas in die spannende tyd nie. Die minister van Basiese Onderwys, Siwewe Gwarube, kondig die uitslae môre aand aan en individuele uitslae word oormôre uitgereik. Die Vrystaat wat die afgelope 6 jaar die beste van al die provinsies gevaar het, sê hy spits hom toe op die beste uitslae, nie om weer eerste te eindig nie. Die departement sê daar is ook talle moontlikhede vir diegene wat nie hulle doelwitte bereik het nie. Those who have not achieved what they wanted to achieve, they must not despair. There are various opportunities that the department will provide. We have what we call second chance matric program. We encourage them to conduct their school so that they can be advised on the path that they can take. Limpopo se matriekslaagsyfer van 85% verlede jaar het die meeste verbetering getoon van al die provinsies. I'm nervous and excited at the same time
but I'm hoping I will get the bachelor. I'm very much scared. Then I applied in like several universities, UP, VET, VENDA, UL and many more. 'n Noord-Kaapse sielkundige het matrikulante wat op uitslae wag, gewaarsku om sosiale media te vermy omdat dit angs kan vererger. Social media can be very cruel, you know. You see a lot of posts, a lot of, you know, and that can trigger you, you know, as a student, or it can remind you that, oh, this is what might happen to me. By all means, try to keep calm and understand that you've done your best. Ek weet regtig, maar ek is regtig gestres oor dit. Ek is altyd op TikTok of ek luister na musiek. Ek is altyd net in die huis. So op TikTok al wat jy sien is NSC National Senior Certificate. Ek is opgewonde ook sien die agter. Dis baie moeilik. Ek het my bes gedoen en geprobeer, so wag ons net vir die afslag. Kenners sê matrikulante moet aanvaar dat hulle angstig gaan wees terwyl hulle op die uitslae wag. Vier mense is dood in 'n griepbotsing op die besige N1 hoofweg tussen Polokwane en Mokopane, waarin 3 voertuie betrokke was. Vroeër is 5 mense dood toe 'n minibus taxi ook op die N1 omgeslaan het nadat sy band gebars het. Owerhede sê die taxi was oorlaai en het 27 mense vervoer. Intussen is die meeste hoofroetes in die land baie besig na mate vakansiegangers terugkeer huis toe voor die skole Woensdag heropen. Iran waarsku dat hy sal terugkap indien die VSA hom aanval. Die Amerikaanse president Donald Trump het herhaaldelik gewaarsku dat hy Iran gaan aanval indien betogers doodgemaak word. Luidens berigte is honderde betogers reeds dood in 2 weke van toenemende geweld in meer as 100 Iranse stede en dorpe. Hospitale sê hulle word oorval deur pasiënte met skietwonde, tekens van 'n hardhandiger aanslag deur die regering. Die Iranse regering beskuldig die VSA en Israel van aanhitsing. Ons kom nou terug na ons storie oor die verwoestende brand in Denoon in Kaapstad en bly by ons vir daardie. Die grootste uitdagings is om inwoners te identifiseer wat al hulle dokumentasie soos identiteitsdokumente en geboortesertifikate in die brand verloor het. Gemeenskapsleiers sê sonder die dokumente gaan hulle sukkel om toegang te kry tot noodsaaklike dienste. Die meeste inwoners het al hulle besittings verloor toe die brand, aangejaag deur sterk wind, deur die informele nedersetting versprei het. 2 helikopters is saam met brandbestryders ingespan om die brand onder beheer te bring. The area was definitely condemned. As you can see, coming to the specific section where we are standing, there's a lot of wires lying around, there's sewage lying around, there's a lot of debris lying around, which is making it not safe for community members to start rebuilding. We do know community leaders have their hands full at the moment, and officials. Yesterday they wanted to clear the site and to do the proper thing of rezoning the area. But unfortunately, the community members do not understand how critical that is in terms of their safety for the long term. 'n Gemeenskapsleier sê inwoners het ingestem om nie hulle huise naby die muur te herbou nie, wat as onveilig beskou word. We're pleading and humbly putting ourselves in front of all the departments, that the Department of Home Affairs to please come forward, the Department of SASSA to please come forward, so that the SASSA beneficiaries are able to be reissued with the SASSA grant cards, so that the matriculants, the ones that are going to be accessing new schools, are able to go to schools. The birth certificates are needed in this particular time. Gift of the Givers voorsien sowat 5000 maaltye 3 keer 'n dag aan inwoners wat geraak is en sal die volgende paar dae in die gebied wees om hulp te verskaf. Vanessa Puna, SAK nuus, Denoon, Kaapstad. Sportnuus net hierna, bly by ons. En dis dan al vir die Afrikaanse nuusspan. Ons is môre aand om 8:30 terug op SABC3. Goeie week vir jou. Totsiens.